Goeiedag almal, jy weet vanaf die beginjare van die Christendom het die kinders van die Here ongelooflike teenkanting en stryd beleef. Hulle was letterlik elke dag vervolg en gemartel tot die dood toe oor hulle belydenis. Duisende was voor lagende, gillende skares in kuile gegooi om deur uitgehongerde leeu's en bere vermink te word. Duisende is onderstebo teen pale opgehang en op brandstapels tereggestel oor hulle belydenis van die hoop in Jesus Christus. Reg van die ontstaan van die kerk was dit Satan se uitsluitlike doel om vir al die kinders van die Here te verwoes op elke moontlike manier. Johannes 10 vers 10 sê dit vir ons baie duidelik, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ja, Satan haat jou omdat jy 'n kind van die Here is en sal alles moontlik aanwend en doen om jou daarvan te beroof. Nou ons word nie soos in die Nuwe Testamentiese tye doodgemaak of in leeukuile gegooi of op brandstapels geplaas nie, maar ons word aangeval in ons verhoudings, ons finansies, ons werk, ons besigheid, ons emosies, kortom, ons word aangeval op elke denkbare wyse in ons lewens. Daarom is dit noodsaaklik dat ons in elke faset van ons lewe gedurig gereed, gedurig paraat moet wees teen sy aanvalle. Want die Here sê dit baie duidelik vir ons in Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duiwel. In die lig hiervan moedig die Here ons aan om standvastig te bly teen alle aanvalle van die bose. Jakobus 1 vers 2. Ag dit louter vreugde wanneer julle in allerlei versoekinge val. Nou hierdie uitdrukking louter vreugde is in Grieks pasgara, wat dui op absolute onverdeelde vreugde, blydskap en opgewondenheid. Pasgara dui op 'n absolute onverdeelde opgewondenheid en blydskap, nie oor iets wat jy ervaar of beleef op hierdie oomblik nie, maar op 'n opgewondenheid en 'n absolute blydskap oor iets wat op jou wag, iets wat jy verwag, iets wat in die nabye toekoms gaan gebeur. Maar hierdie vers gaan verder, Jakobus 1 vers 2, ag dit louter vreugde wanneer julle in allerhande versoekinge val. Nou hierdie woordjie allerhande is in Grieks die woord poikilos, wat dui op 'n mengelmoes van verskillende gebeure. Poikilos dui op enigiets, hoe vreemd, hoe onverwags en ongevraagd dit ook al mag wees, sê die Here, ag dit loutere vreugde wanneer julle in allerhande versoekinge verval. En hierdie versoekinge, die woord is peirasmos in Grieks, wat dui op situasies wat 'n toets vir jou eerbaarheid, 'n toets vir jou standvastigheid en doeltreffendheid en 'n toets vir jou integriteit is. Peirasmos in hierdie konteks dui dus op enige iets wat negatief op jou lewe inwerk. Dit toets of jy staande gaan bly. Nou direk vertaal uit Grieks kan Jakobus 1 vers 2 met al hierdie vertalings soos volg lees. Organiseer jouself onder die heerskappy en leierskap van God. Plaas jouself in sy rangorde, want jou vyand poog aanhoudend, sonder ophou, om met 'n baie skerp voorwerp jou lewe te penetreer, maar wees opgewonde met 'n hoopvolle verwagting, want hierdie vyand is bloot 'n toets vir jou krag en jou gevegsvermoë. Kan jy sien? As jy hom beveg en weerstaan, sê die Bybel, dan sal hy van jou wegvlug. Hierdie teks in 'n neutedop sê vir ons, my kind, wees opgewonde met 'n hoopvolle verwagting, want ek, die Here jou God, gaan iets vir jou doen. Dankie daarvoor, Here. Amen.